'n Hartlike goeiemôre. Ek groet julle vanoggend in Jesus Christus se kosbare naam. Ons prys en ons loof die Here vir die voorreg vir elke woord wat hy op ons harte lê om te kan broodbreek, om te kan bedien, om te kan versterk, om ons op te rig, mekaar te versterk en 'n pad te kan stap saam met die Here Jesus Christus. Vir my altyd 'n eer en 'n voorreg. Elke boodskap wat ek bring, vra ek vir die Here ook dat die Here wag voor my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek natuurlik net sal spreek wat van die Heilige Gees afkom, dat ek minder in myself sal word en dat die Here meer deur my sal word en dat ek natuurlik die woord sal bring, dat dit die lig sal sien waarvoor dit bestem is. Definitief, ons prys die Here daarvoor. Ek eer die Here ook vir die voorreg om hierdie boodskap te bring. My liewe broer en suster, ek wil vanoggend gesels oor iets wat ek glo in my hart elke geestelike leier wat in diens is van die Here, elkeen van hulle 'n kennis van het en selfs dit ook ervaar, beleef in hulle verskeie bedienings, of jy nou 'n kerk het en of jy evangelis is, 'n profeet, 'n leraar, apostel, waar die Here jou ook al gebruik. Deur baie jare in die bediening leer 'n mens om te groei en God maak jou sterker deur die krag van die Heilige Gees wat in en om jou lewe. En ek glo dat dit wat ek vandag gaan openbaar gaan 'n massiewe groot impak hê, ook in baie mense se lewens, veral die wat graag vir die Here wil werk, wat toch vroeg in die bediening is, wat nou net begin het of op die punt staan om te bedien. En ek glo dat dit wat ek gaan deel vandag gaan jou absoluut oprig, jou versterk met die nodige kennis en wysheid om ook vorentoe te kan beweeg en waaksaam en wakker te wees teen Satan se manier om ons te breek en te stop en ons afvallig te maak, ons in ongeloof en twyfel te bring. En ek wil vandag vir jou sê, in die Bybel leer ons van baie geestelike leiers en groot profete en konings en leiers wat God gebruik het, selfs rigters, om die volk van die Here, om die kinders van die Here te lei. En ons weet ook, daar was baie tye wat die Here byvoorbeeld soos 'n man met Moses baie kragtig deur hom gespreek het. Hy het baie naby aan die Here gelewe, 'n groot volk uit Egipte uitgelei. Maar daar was tye wat dinge te veel vir hom geword het. En ek wil vandag vir sê, ek is 12 jaar in die bediening, ek gaan vir 13. Ek het 36 jaar lank, het ons groot geword in kerke, so die agtergrond, die basis is gelê in ons harte, maar ek het op 36 tot bekering gekom en ek het soveel geleer en die Here het my ook opgerig en my versterk om in sy naam te spreek en op te tree. En ja, ek kan net vandag vir julle sê, dis 'n wonderlike voorreg om God op hierdie vlakke te aanbid en dien, maar vir hom ook, vir die Here is geloof, gehoorsaamheid belangriker as offer, definitief. Jy leer, in die 12, 13 jaar, leer jy so baie van die bediening, jy leer eintlik half om 'n krokodilvel te hê, wat jy word sterker, deur beproewings, verdrukking, aanval en tydperke in jou lewens, vorm en maak die Here jou soos hy jou wil hê. Verstaan jy gaan met baie mense op jou pad kom en baie mense is kansvatters, baie mense kom op jou pad net om te kyk, wat kan hulle van die sekere buffettafel afgryp en wat klink lekker en weet hulle baie van hulle spring rond van die een profeet na die ander een of die ander evangelis en die een vergelyk die ander een met die ander een en so gaan hulle aan. Maar op die einde van die dag gaan dit eintlik maar om te skep en te vat wat vir hulle lekker is in die bediening. En jy leer dit, dat ek vandag vir sê, was baie mense wat opreg is, wat op my pad gekom het, en dan die Here my ook baie kragtig gebruik om fisies self bevryding op hulle te doen, saam met hulle pad te stap, berading. Want jy sien, bevryding dit gaan nie net oor om in suiwerheid en heiligheid te kom, dit gaan nie net oor hoe kan ek sê, te leer wat sondes is en wat nie sondes is nie. Dit is 'n leerskool. En outomaties wat gebeur, deur dit word daar afgesmeer aan jou. Verstaan wat gebeur? Jy leer wysheid, jy leer kennis en ek kan nie weet waar jy is en jy kan nie weet waar ek is nie. So daar waar God jou uitstuur, beweeg jy aan. En jy moet daai woord kan oordra na die plekke toe waar die Here jou ook al wil gebruik.
En ja, daar was baie kere in my lewe in die bediening was daar mense wat op my pad gekom het wat deur God gestuur is. Hy het 'n doel en 'n rede gehad toe kom hulle met my paai gekruis het en dan het ek net gedoen wat die Here op my hart lê om te doen, omgedraai en geloop. Ja, 'n mens het kontak met mekaar, 'n mens loop baie naby 'n pad saam met mekaar, maar hoe ek mense leer, as jy by my hekke uitstap, dan luister jy na die Here alleen. Want die woord sê, jy wat staan, pas op dat jy nie val nie, en ons wat sterk in sy geloof moet juist bid vir die wat swak is. Maar ek is geleer om vir die mense wat God op my pad stuur, om vir hulle te leer, daar waar jou kanale oop is, daar waar jy na die stem van die Heilige Gees kan luister jy na die Here alleen. Ja, ons moet mekaar kan bedien met ons geestelike gawes, ons het dit verniet ontvang, ons moet dit verniet kan uitdeel ook. So daar's niks fout om natuurlik na my leerstellings te luister en die woord van wysheid wat die Here op my hart druk om daarna te luister, want dit is een van die gawes wat ek van die Here af ontvang het, maar dit bly jou werk om nog steeds dit wat jy ontvang van my, te toets seker te maak, het kom van die Heilige Gees af, en dan outomaties te groei daaruit. Verstaan jy, dat jy nie stagneer in jou geloof, jy moet kan vleis eet in jou geloof, en so leer jy, so word jy sterker, want hoe kan ek sê, ek het dit verniet ontvang, ek moet dit verniet kan uitdeel. Niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself, en dit is alles net genade van bo af. En dit waar die Here my kragte gebruik, alles wat ek weet, die kennis wat ek het, smeer ek af aan jou, omdat daar werk is om te doen. Ek kan nie weet waar jy is, en jy kan nie weet waar ek is nie. So dit gaan nie net oor om in suiwerheid en heiligheid te kom nie, maar dit gaan oor om te leer, en te groei, en outomaties die woord, die evangelie te laat uitdra, verstaan jy, want as ons nie praat nie, as ons nie ons kruise optel en dra nie, wie gaan hierdie job doen, verstaan jy, so ja, in my bediening het baie mense op my pad gekom, en party van hulle was opreg, party van hulle was nie opreg nie, party was daar, om net te gryp en te vat wat hulle pas, en dan was daar ook party wat ek kan sê, wat op die einde van die dag gevat het, maar ook teruggeval het in die wêreld, en wat opgegee het, wat die voet van die Petra afgehaal het, en dit is 'n waarskuwing wat ek al vir baie mense in my lewe gegee het. Jy kan nie die voet van die Petra afhaal, jy moet elke dag, moet jy op jou pos wees, jy moet jou forceer om daai Bybel te lees, daar waar jy nie lus is om Bybel te lees, daar waar jy nie lus is om te hoe kan ek sê, om te bid nie, moet jy jouself juist forceer oggend en aand, want juist is dit aanvalle, Satan wil jou stop, hy wil nie hê jy moet Bybel lees, hy wil nie hê jy moet bid nie, en so laat hy jou al verder en verder afvallig raak van die Here af, en laat ek vir jou sê, met die gejaagdheid van vandag se lewe, van die môre tot die aand, is alles net te gejaag. As jy jou oë uitvee, as jy jouself nie dissiplineer in die woord van God, en in jou bedienings, en jou pad wat jy stap met die Here nie, gaan jy jou oë uitvee, dan gaan jy besef en agterkom hoe ver het jy werklik van die Here af geleef. En dis hoekom daai saadkorrel wat in jou hart gesaai word, moet jy oppas, jy moet dit soos 'n skatkis kan oppas, verstaan jy, want dis belangrik dat jy vashou aan daai skatkamer, want dit is waar jou skat lê, is in die geheim van die evangelie van Jesus Christus, die opoffering, die lewe soos ons op vandag sien, dis net tydelik, dis nie vir ewig, is wat hierna gebeur, wat saak maak, maar ek wil afskop wat ek dadelik, vir almal, baie mense het op my pad gekom, en party was opreg, ja, maar daar was ook party wat, hoe kan ek sê, wat met 'n goeie hart gekom het, maar hulle het nie einduit volgehou nie, en die voet van die Petra afgehaal. Daar was daar ook al mense, dan wil hulle na my toe kom, en daar's daar tye wat die Here dit nie toelaat nie, en dit is, die stem van die Heilige Gees weet wat binne mense se harte aangaan, en juis omdat ons hierdie werk van die Here doen, is dit ook 'n gevaarlike werk. Ons het gesien met daai Devilsdorp, hoe kan ek sê, program wat hulle aangebied het, op DS televisie. Ons weet, ons ken daai verhaal van Devilsdorp, en hoeveel profete en profetesse en geestelike leiers is vermoor en doodgemaak. En dit is hoekom op die einde van die dag het daai mense, jou moontlik mense in hulle perseel en hulle huise laat inkom, wat nie veronderstel was om daar te wees nie. Dan kom Satan deur daai mense om hulle natuurlik te vermoor en dood te maak of aan te rand, verstaan jy, of dood te steek met messe. En dis hoekom die stem van die Heilige Gees verskriklik belangrik is in hierdie werk. Jy kan nie hierdie werk doen as jy nie deur die stem van die Heilige Gees gelei word. Dat ek vandag vir jou sê, niemand sal sy voete by my huis sit as God
nie vir my opdrag gee nie. Verstaan jy? En ek sal ook nie my voete in jou huis sit as die Here my nie opdrag gee nie. Vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers. Hoe meer jy in jouself sterf, hoe meer kan God deur jou manifesteer. Maar as jy in jouself gesterf het, kry jy jou opdragte van God af, nie God sy opdragte van jou af nie. En dis hoekom die Here weet, hoe lyk dit oor 'n dag, oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar. Die Here weet wanneer Jesus Christus weer kom. En dis belangrik om in daai perfekte wil en weë van God te wandel. Dit is nie altyd 'n maklike pad nie, dit is baie keer 'n eensame pad, en daai kruis raak soms swaar. Verstaan jy, die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, al is die pad moeilik, as jy op daai wil en weë van God bly, sal jy onder God se beskermingsvlerk beweeg, en niks en niemand, geen wapen sal teen jou gesmee word, en geen haar sal van jou kop afval sonder die wil van ons hemelse Vader nie. In my lewe, in my 12 jaar, ek is nou 13, besig met my 13de jaar in die bediening, het baie mense met my paaie gekruis. Regtig, ek is baie bevoorreg, ek het baie saad geplant in baie mense se lewens, en my hart was nog altyd opreg om wat te doen, om 'n positiewe verskil te maak, mense te leer wat sondes is, saam met hulle sondeblyes te doen, en te probeer regtig uitreik, om 'n positiewe verskil in almal van hulle se lewens te maak. Maar daar waar hulle by my hekke uitstap, kan ek nie keuses en besluite namens hulle maak nie. Ek lewe nie saam met hulle, ek weet nie hoe hulle praat, hoe hulle optree, hoe hulle ander mense behandel nie, maar die belangrikste van alles, ek weet nie hoe hulle God se woord gehoorsaam. Ek kan hulle alles leer wat ek moontlik kan, maar ek kan nie die besluite namens hulle maak nie. En ja, God sien, hoor en weet alles, niks is vir hom verborge nie. En dit is belangrik, dit wat die Here ook op die volgende skrif wat op my hart kom lê, het vandag met almal deel wat wel met my paaie gekruis het. Ek praat hier van mense wat die bevryding ontvang het, wat saam met my 'n pad gestap het. En ons is die saaiers, verstaan jy, dit wat ons doen, ons plant die saad, ons leer mense die woord van God, en op die einde van die dag is die getuies van die hemel en die hel daar, en hulle skryf alles op wat alles gepraat is en gesê word en vermaan is, en verstaan my punt. Dis hoekom ook een van die grootste redes hoekom die Here my bediening, alles wat ek maak, op video sit, op Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube, selfs my bevryding ook, die hele kursus is op video. Verstaan jy, die hele kursus met briewe, met alles is internasionaal oop. Selfs my persoonlike Facebook blaaie, my profiele is nie gelok nie, my profiele is nie privaat, dit is oop, dit is absoluut oop, sodat mense internasionaal kan lees wat daar gesê word. Almal wat Afrikaans verstaan, kan in hulle eie taal, kan hulle hoor hoe die Here my kom leer. En dis hoekom die Here video's laat maak, en dis hoekom die Here my laat briewe skryf, en dis hoekom my hele bevrydingskursus op Facebook is, en selfs soveel leerstellings op die YouTube kanale, die verskillende YouTube kanale, want op die oude van die dag, dit is internasionaal, en enige persoon wat jou beskuldig, jy's vals, of jy's Satans aanbidder, of jy's van die pad af, of jy's besig met dwaalleer, of wat mense, wat jy beskinder en sleg gemaak word by mense, kan daai mense met hulle eie oë, hulle eie ore gaan self oplees, en self ondersoek doen, en kyk of dit wat hierdie mense sê, of dit wat regtig die waarheid is, en dit is wat lekker is, jy kan, die waarheid sal altyd geopenbaar word, verstaan jy, dit is hoekom ons ook praat, want as jy iets openbaar word, van die duisternis tot die lig gebring, en die magte van die duisternis sal die lig nooit kan uitdof nie, en dit is wat die lekkerste is, alles, van my eerste boodskap op die 19de September 2013, wat ek staan of Jesus, stand of for Jesus oopgemaak het, tot waar ek vandag met jou praat, is alles daarso, dit is soos 'n biblioteek, wat opgebou is, aan selfs as ek nie meer daar is nie, wat ek die tydelike met die ewigheid verruil, dit sal dit altyd daar wees, op YouTube, alles, maar daar sal 'n tyd kom, in die tye wat kom, wat mense nie meer die volle suiwer waarheid in die kerke sal hoor nie, en dan sal leerstellings wat ons gemaak het, en selfs ander evangeliste, soos om Derek Prince, wat reeds die tydelike met die ewigheid verruil, dan sal daai leerstellings wat ons gemaak het, tot sy volle glorie kom, en sal dit vir mense help en bystaan om by die waarheid te bly, veral hulle nageslagte, hulle kinders ook. So baie belangrik, in my lewe het God my baie gebruik om saad te saai. Ek is as 'n apostel opgeroep op 2013, my bediening, Jesaja 42, en soos ek sê, die Here het dit nou die dag weer aan my gestaaf, bevestig ook met Romeine 1 vers 2 tot 6, en
Dis wat ons doen, ons spreek die woord of mense luister of nie, en daar waar mense wegstap en keuses en besluite maak, jy kan nie namens hulle keuses en besluite maak nie, ek kan ook nie agter hulle aanhardloop en dag en nag soebat om die Here te aanbid te dien. Ek kan hulle ook nie soebat om my liefde en te ondersteun en saam met my 'n pad te stap nie. En soos ek verantwoordelikheid moet vat, so moet almal van hulle ook verantwoordelikheid vat. En 'n mens moet pas op wat jy uit jou mond uitborrel en hoe jy lewe op die einde van die dag. Jy moet jou lewe kan ondersoek en kyk of jy in die geloof sterk staan. Hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus volgens die egte suiwer woord van God? Maar ja, die woord is daar, Matteus 13 druk die Here baie sterk op my hart. In my lewe het ek baie saad gesaai van mense wat met my paai gekruis het. En daar's 'n paar mense wat saam met my stap van die eerste dag af. En dan's daar mense wat weggeraak het en dan's daar ook mense wat teruggeval het in die wêreld en op 'n einde van die dag hulle ore uitgeleen het, miskien mislei geword het deur familie en vriende. Maar ja, op 'n einde van die dag gaan ons almal rekenskap gee voor die Here, want elke knie sal buig, elke tong sal bely dat die Here God is. Maar ja, die skrif wat op my hart gelê word, hierdie gaan oor die gelykenis van die saaiër. Jesus verklaar die gelykenis van die saaiër. En dit is Matteus 13 vers 18 tot 23. Ek lees dit vir julle. Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaiër beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit wat die duiwel kom. Dit wat hy doen, as jy saad in mense se harte saai, dis hoekom die grond goed en reg voorberei word, voor die bevryding gedoen word, want mense moet weet wat is die positiewe en die negatiewe van daai keuses en besluite, want jy moet dit kan teenstaan, jy moet kan sterk staan, jy moet volgens die woord kan lewe. Ek sê altyd, as jou geloof jou niks kos nie, beteken dit ook niks nie. So dit is Satan, dit is sy werk, hy sien waar daar saad gesaai word, en dan doen hy alles in sy vermoë om dit kom wegsteel, dit wat hy traai doen. Nou, van dan weg wat hy, okay, die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Dit het ek baie in my lewe gesien. Baie van hulle het die woord gehoor en dit dadelik met blydskap aangeneem. Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie en hou nie lank uit nie. As hy ter wille van die woord verdruk en vervolg word hy gou afvallig. Baie mense wat ek op my pad geleer ken het in hierdie 12 jaar, as dit begin pressure gaan, as daar 'n bietjie druk op hulle kom, dan buig hulle of hulle knak of hulle gee op. Die volgende, die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord, en dit bly sonder vrug. Alright, verleidelikheid van rykdom en die bekommernisse van die lewe, daai twee dinge, ek het dit gesien in my 12, 13 jaar, hoe mense wat geld en besittings en toekomsplanne en drome, later wat die eie ek oorvan, dan begin jou vlees die gees oorheer, verstaan jy, dan begin jy, hoe kan ek sê, jou eie kop volg. Ek sê altyd, daar is net een groter vyand as Satan die buite, en dit is jou eie ek, want jou eie ek wil jou moontlik noord gaan, en God wil jou eintlik oos sê. Ek het dit al so baie in my lewe gesien, en daar, die bekommernis van die lewe, en die verleidelikheid van rykdom, verstik die woord, en dit bly sonder vrug. Maar hoor hierso, die man by wie daar op goeie grond gesaai is hy wat die woord hoor, en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer oes, soms 100voudig, soms 60voudig, soms 30voudig. Julle kan dit weer gaan lees, Matteus 13 vers 18 tot 23. Dis maar die 4 verskillende, hoe kan ek sê, Christene wat daar is. En dis hoekom die grond goed en reg wat voorberei word, want as jy alles 100% verstaan, goed en reg geleer word, sal jy ook weet om die aanslagte van die vyand teen te staan. Maar ek wil vandag vir julle iets leer. In my bediening het ek so baie van mense geleer, en so baie van die werk van die Here geleer. En ek wil vandag vir julle sê, ek kan baie van my bedieningswerk, selfs in mense soos Paulus ook raak sien, want Paulus sê in hierdie woord, hoor die skrifte wat die Here op my hart kom lê, en maak vir jou 'n koppie koffie, of kry vir jou 'n glas water, en kry vir jou pen en papier, en hoor die skrifte wat die Here op my hart lê, want
hierdie is nie 'n maklike werk nie, veral as jy in die bedieningswerk van die Here staan, of jy 'n dominee, pastoor, leraar, priester, profeet is, evangelis, almal sal met hierdie tipe, hoe kan ek sê, met hierdie situasie kan vereenselwig. Ons almal het mense wat ons ondersteun, mense wat vir ons bid, mense wat vir ons lief is, maar dan is daar ook mense wat partykeer, hoe kan ek sê, skynheilig is en agterbaks, mense wat jou soen en na 3, 4, 5 maande of na 'n jaar, dan drukkel sulke lang swaar in jou rug, mense wat nie kan vertrou word. Ek dink baie van selfs ons dominees en pastore kan getuig daarvan, en hoe mense sleg praat, en jou beskinder, hulle eie gevolgtrekkers en opinies oor jou maak, en dis nou maar ongelukkig die nadeel van Christendom, veral ons wat voorstap, wat in die voorste linies is, die hoogste bome vang gewoonlik die meeste wind, en ja, as jy opreg is, gaan jy kopstampe kry, en gaan jy daagliks in gevegte wees, maar van daai gevegte gaan ons tref, maar en party gaan ons plat slat, wat nou Satan swaai hou, en hy deel skoppe uit. Van die gevegte sal jy verloor, maar jy sal nie die oorlog verloor, soos ek altyd sê. En dis belangrik dat ons deur hierdie val en opstaan sterker sal kom aan die ander kant, en sal leer dat ons nooit ooit ons vertroue in geen mens kan stel behalwe in die Here nie. Ons moet op die einde van die dag, elke dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, elke apostel, elke evangelis, profeet, leraar, skrifgeleer, wat jy ook al is, moet verantwoordelikheid neem vir die manier hoe ons die woord versprei en verkondig, en dit wat uit jou mond uitkom, moet ons altyd met die woord kan staaf en bevestig. Maar die eerste skrif wat die Here vir my gee, en soos ek ook sê, ek sien baie van my werk in Paulus ook, want hy het dit self nie baie maklik gehad nie, maar hy skryf in 2 Korintiërs 1 vers 8, skryf hy, ons wil hê broers en susters, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die, hy sê provinsie Asie ondervind het. So ons wil hê broers dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons, ek wil sê in die bediening ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. So hierdie skrif sê vandag vir julle dat dit nie maklik gegaan het met Paulus nie, en dat hulle partykeer bo hulle kragte, dit gevoel of hulle bo hulle kragte swaar moes verdien het, en dit het soms partykeer vir hulle gevoel of hulle die hoop om te bly lewe laat vaar het. En ek kan dit verstaan, want daar's baie tye wat vandag staan jy, môre is jy plat, vandag is jy sterk in jou emosie, môre is jy laag, verstaan jy? Ons almal ken daai geestelike houe wat 'n ou partykeer tref, en partykeer raak hierdie beproewings en verdrukking, dit raak uitmergelend, en partykeer selfs onmenslik, en ek dink almal wat in die bediening staan, wat geroep en bemagtig is, het 'n storie om te vertel, het 'n t-shirt of 'n dag vir julle te gee, en ek kan dit ook sê, in hierdie 12 jaar was dit nie net maanskyn en rose nie, ons gaan van die grootste beproewings en verdrukking, aanvalle, en selfs tydperke wat God toestaan en toelaat oor ons lewe, gaan ons deur, daar gebeur partykeer meer agter die skerms, as wat dit voor die skerms plaasvind, en wat ek julle sê, die geesteswêreld is baie diep, en die Here hou jou arms op, en dis hy wat jou bonatuurlik versterk, om teen al hierdie aanvalle van die vyand staande te bly. Maar kom ons gaan aan, ons het nog geskryf wat die Here baie sterk op my hart, om dit ook, so bietjie van dit onder julle aandag te bring, is 2 Korintiërs 11, vers 9, vers 10 en vers 12, wat die Here op my hart gelê het om met julle te deel. Toe ek, dit is nou Paulus, by julle was en geld kort gekom het ek niemand lastig geval nie, want die broers wat van Macedonië afgekom het ruim in my behoeftes voorsien. Ek het gesorg en sal ook verder sorg, dat ek in geen opsig vir julle las word nie. Hierop is ek trots, en so seker as die waarheid van Christus in my is, sal niemand in die hele Agaia my dit ontneem nie. Soos ek nou maak, sal ek voortgaan om te maak. Daarmee sal ek vir die mense, wat 'n aanleiding soek om te roem, dat hulle met net sulke apostels soos ons is, elke aanleiding daartoe ontneem. Die betekenis, die uitleg wat ek deur hierdie skrif op my hart ontvang het, min mense
sal die werk van die Here sonder enige vergoeding doen. Daar's baie geld om te maak in die naam van die Here Jesus Christus. Nie almal is opreg van hart nie. Vir baie is dit 'n beroep, 'n werk, 'n keuse, 'n toekoms met 'n eindbelofte van 'n gemaklike aftrede, met byvoorbeelde, vir voordele natuurlik, soos pensioenfondse. Ek kan vandag vir jou sê, ek dank God vandag, dat hy my in 'n posisie geplaas het, om nie hierdie werk vir salarisse te doen nie, juis omrede jy so maklik 'n stok in die hand van mense gee, om jou met 'n stok te slaan, verstaan jy, en sê nee, dit wat jy doen jy vir geld, of dit wat jy voordoen jy om op televisie te wees, of dit wat jy doen jy vir eie eer. Dit is hoe mense is, en dit is hoe Satan is. Hulle sit soos vlee in die boom, en hulle wag vir 'n hond om te ontlas, sodat hulle enige rede kan soek, om jou te diskrediteer, jou werk vir die Here te diskrediteer. En ek dank God, hy het my in 'n posisie gesit, my vrou in 'n posisie gesit, om 'n geseënde salaris te kan hê, om ons huishouding aan die gang te hê, en ons kinders aan die gang te hê, en ons verpligtinge na te kom, en ek kan hierdie werk absoluut verniet doen. En wat lekker is, ja, daar's mense om te ondersteun, daar's mense wat op my pad kom, julle sal nie sien, ek deel my bankrekeningnommers uit, en vra mense vir geld nie, dis nie my werk nie. As mense op my pad kom, en sê die Here druk op hulle hart om vir jou te ondersteun, vir jou bediening, en hulle vra my rekeningnommer, sal ek dit aangee, en vir 'n deurstuur, ek sal vir 'n reguit sê, onthou net vandag een ding, jy gee dit wat jy wil gee vir die Here, jy gee dit nie vir my nie, ek is nie die ontvanger daarvan, en die Here sien, hoor en weet alles, en so sien Satan dit ook, en dat ek vandag vir jou sê, om met die Here se finansies te werk, om met baie groot verantwoordelikhede, ek wil amper sê persepsie in my hart, dat as die Here my in die Kaap soek, of die Here wil my in Durban soek, of die Here soek my in Limpopo, of die Here soek my in Nelspruit, of die Here soek my waar ook al, sal hy my in 'n posisie sit, om daar te kan kom. Hy sal beheer vat, hy sal vir my sê, gaan Kaap toe, en outomaties, bonatuurlik sal daar finansies wees, om dit te kan doen. Ek vra niks in niemand vir geld, want jy kan nie geld op 'n siel van 'n mens sit nie, en as die Here vir jou opdrag gee om 'n ding te doen, sal die voorsiening outomaties daar wees, en ek sien dit in die bediening, ek sien hoe die Here mense om my plaas, wat my finansiëel ondersteun, sonder dat ek daarvoor gevra het, maar dit is nie hulle wat so goed is nie, is God wat hulle in daai posisie plaas, met besighede, met werk, om die werk van die Here te befonds, en te ondersteun, en ek spreek natuurlik ook seën, op elke saadkorrel wat in God se koninkryk ingeoes word, of geplant word, of gesaai word, en ja, die Here word daardeur verheerlik. So dis hoe dit werk. Ek dank die Here dat ek nie afhanklik is van enige dominasie, ek is nie afhanklik van salarisse nie, en ek is ook nie daar om deur enige persoon met geld gemanipuleer te word nie. Ek kry my opdragte van die Here af, ek doen wat die Here vir my sê, of mense hou daarvan of nie, en ja, dit kom met groot verantwoordelikheid, en outomaties is jy partykeer sommer baie onpopulêr ook, wat jy praat nie wat mense wil hoor, en die mense hou nie daarvan, as jy op die vingers getik word, die min mense hou daarvan, maar op die einde van die dag is ons hier om God te verheerlik, nie mense nie, jy is nie hier om jouself te vereer, of chommies te maak daar met almal, en almal, volgens almal se broekspype te dansie, nee, jy is daar om die woord, die evangelie te verkondig, en God word daardeur verheerlik, baie belangrik, ja, nie almal sal verniet kan werk, of sal hierdie werk sonder enige vergoeding kan doen nie, dit is ook nie verkeerd, om 'n salaris te ontvang, verstaan my baie mooi, die Here sê ons sal uit die bediening, uit die werk van die Here sal ons leef, en ek sien dit ook, daar's baie tye wat ons al op 'n punt gekom het, wat ons nie krag gehad het nie, of wat ons uit kos uit amper gehardloop het, dan sê die Here, ek kan R200 vat, of ek kan 'n R500 vat, uit die bediening, ek werk vir hom, en hy sien, hy kyk na my en my huisgesin, verstaan my punt, maar dan moet jy deur die stem van die Heilige Gees gelei word, ek kan nie net van God se geld vat, soos dit my pas, en môre gaan eet ek by die Spur, en oormôre gaan ek Aventura badplaas toe om vakansie te hou, en weet jy wat, ek koop klere, en ek koop vir my mooi huise en karre, ek vat net geld en doen met God se geld wat ek wil, dit werk nie so nie, my liewe broer en suster. Judas Iskariot het ook lang vingers gehad, hy het ook met die beursie gewerk, en hy was 'n dief, hy was 'n skelm gewees,
Gees, en God se oë was op hom, maar die Satan se oë was ook op hom. En dit is maar die karaktereienskappe van Satan. Hy's 'n dief, hy's 'n leienaar en hy's 'n moordenaar. Hy kom ons net steel, slag en uitroei volgens Johannes 10:10. En dit het ons natuurlik in Judas Iskariot gesien. Daai lang vinger wat hy gehad het. Op die einde van die dag het moord hom ook tot 'n val gebring, wat hy homself vermoor het, selfmoord gepleeg het, en natuurlik die leuns wat hy gaan loop en vertel het van Jesus Christus, hom uitverkoop het vir 'n paar stukke silwer. En dit wat ek vandag vir julle wil sê, dat daar's niks verkeerd om uit die bediening uit te leef nie, maar dan moet jy gelei word deur die stem van die Heilige Gees. God kyk na sy kinders, hy voorsien en versorg vir ons op bonatuurlik. Daar's tye wat my mond oophang, hoe God voorsien, maar alles gaan oor gehoorsaamheid. Jy kry jou opdragte van die Here af. Vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers. Ek wil nie te lank praat nie, kom ons gaan aan. Paulus verduidelik hier aan ons hoe belangrik dit is, in hierdie volgende skrif wat ek nou vir julle gaan lees. Paulus verduidelik hier aan ons hoe belangrik dit is om die eie ek, me, myself and I, te kruisig in jouself, sodat die Heilige Gees op sy sterkste, op sy kragtigste, deur jou kan werk en manifesteer. Dit is ook wat Johannes 3:30 en Galasiërs 5:13 tot 26 ons leer. Ons moet minder kan word van onsself en meer kan word van God. Hoor wat sê Paulus hier. Die skrif wat die Here vir my gee, 2 Korintiërs 12, vers 2 tot 10 en dan vers 11 en 12. Ek ken 'n man, dit was nou Paulus, maar hy sê in die skrif, in die woord met sy verduideliking, ek ken 'n man wat aan Christus behoort. 14 jaar gelede is hy weggeruk tot in die 3de hemel. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie. Net God weet dit. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie. So of dit met die liggaam vlees is of sonder die liggaam, weet hy nie. Net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat 'n mensie kan of mag uitspreek nie. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. So hy word minder, hy verneder homself, hy's gefokus op sy swakhede, sodat God ten sterkte deur hom verheerlik kan word. Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of my hoor sê het nie, selfs nie vanweë die verhewendheid van die openbaring. Jy sien, baie mense aanbid die skepping, hulle aanbid nie die skepper nie. Verstaan jy, baie mense hardloop agter mense aan en verafgod mense en soen voete, verstaan jy, en ja, dan begin hulle later die mens verheerlik en prys en verafgod in plaas van die Here homself. En dis wat Paulus hier sê, hy het homself heeltemal minder geword. Hy vat geen eer en erkenning vir homself nie. Dit gaan alles vir hom oor die Here, oor Christus. Dis waaroor dit gaan. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees binne hom. Daarom sodat ek nie hoogmoedig sou wees. Jy sien, as jy so in die bediening is en jy doen wonderwerke en jy dryf demone uit en jy sien hoe God siekes genees, jy kry baie seën en wysheid van God af en jy sterk in geloof en jy loop voor, jy het sterk leierskap, is die kanse baie makliker daar om hoogmoedig te word. Verstaan my punt? En God het geweet, hy moet vir Paulus neutraal hou. Hy moet vir Paulus so bietjie op die vloer hou. Verstaan, hy moet hom daar hou, anders te gaan sy kop swel, want nou dink hy is ook God se wit broodjie en hy is die meneer tussen almal. So hoor wat het gebeur met Paulus. Hy's nou mooi en kyk dit ook geestelik. Daarom sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met die vuiste te slaan, 'n gees. Verstaan jy, 'n boodskapper van Satan, dis alles gees wat oor Paulus gebring is, wat toegestaan en toegelaat is in Paulus se lewe. 3 maal het hy tot die Here gebid, dat dit van hom af weggeneem moet word. Maar die Here se antwoord was aan hom, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. En dis absoluut waarheid, daar waar ons plat is op die grond, nie meer krag het, nie meer wil aangaan, die soms wil opgee, dis waar God se krag en sterkte deur ons manifesteer, wat hy ons arms oplig, en wat hy ons kragtig optel deur die krag van die Heilige Gees. Daarom sal ek, dis Paulus wat hier praat, baie liewer oor my swakhede roem,
sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is ek sterk. Dis absoluut die waarheid, nee. Hier sê hy dat hy deur beledigings gegaan, hy deur swakhede gegaan, hy deur ontberings gegaan, vervolging, moeilikhede ter wille van Christus, omdat hy bely, sy hand opgesteek en sê ek is 'n Christen, ek is 'n werker, 'n diensknegt, 'n erfgenaam, hoe kan ek sê, 'n nakomeling van Jesus Christus, het hy die prys betaal, want hy was swak, maar daar waar hy swak is hy eintlik sterk. Ek het nou soos 'n dwaas opgetree. Julle het my daartoe verplig. Eintlik is dit julle wat in my guns moes gepraat het. Want al is ek niks, staan ek niks agter. Hoor hierso, hy staan niks agter by daardie danige apostels nie. Die dinge wat 'n apostel kenmerk, het ek, dis Paulus, met groot geduld by julle verrig. Tekens en wonders en kragtige dade. Dis hoe dit geïdentifiseer word, verstaan jy, want nie deur jou eie krag, deur die krag van die Heilige Gees, verstaan jy, dit is hoe jy staande bly, dis hoe jy oorwinning behaal. In Johannes 14:12 sê die woord, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer, en ek het dit al met my eie oë gesien, hoe demone uitgedryf word, hoe mense wat kanker gehad het, verlos en bevry en genees en gesond gemaak het. Ek het van die grootste wonderwerke in my lewe ervaar en beleef. Daagliks in my lewe sien ek wat God doen hier buite, en dis hoekom die kenmerke van 'n apostel het ek in my eie lewe ook geïdentifiseer. Ek sien dit, tekens, wonders en kragtige dade, definitief. In die bediening werk 'n mens met baie mense wat met jou paai kry. Dis absoluut die waarheid. Mense wat deur God op jou pad gestuur word vir 'n doel en 'n rede. Elke liewe persoon, Spreuke 16:9, jy beplan jou pad, God beplan jou weë. Daar's tye wat jy op my pad gekom het, wat ons paai met mekaar gekruis het. As geestelike leier dra jy, dit is absoluut, as 'n geestelike leier dra jy elke persoon se belang op jou hart. Dis absoluut die waarheid. Jy bedien, jy beraad, jy bevry, jy bid, jy ondersteun, jy luister en jy dra saam aan elke persoon se laste en ontberings. Dis absoluut die waarheid. Paulus het dieselfde gedoen. Hoor wat sê hy hierso. Paulus het dieselfde omgegee. Daar staan geskrywe, hoor nou baie mooi wat Paulus hier skryf. So, daar's tye ons voel mekaar se seer, ons voel mekaar se spanning, ons sien mekaar se noodlot, en ons sien as ons partykeer swaar kry in ons gesondheid, of in ons finansies, of in ons seksualiteit, of in ons huwelike, wat daar kopstampe is tussen ouers en kinders en ouers, en aanval op jou besigheid, of op jou werk, of jou grondgebied, jou huis, jou diereperseel, verstaan jy, want dis nie lekker, ons wat in die bediening staan, werk met baie mense, en daar's partykeer tye wat jy sien hoe daai mense ook maar swaar kruise dra, ook maar deur moeilike tye gaan, en dan moet jy kan sterk wees vir hulle ook, jy moet hulle ook kan dra en vir hulle bid, en ondersteun, en hulle bel en belangstel en ondersteun, want as een dit lei almal saam. Maar jy moet baie versigtig wees, dat jy nie soos Moses daai tyd die rots geslaan wat dinge te veel vir hom geword, want hy het nooit die beloofde land gesien, en ek beskryf dit altyd ook met 'n spyker in die muur. Jy is die spyker in die muur as 'n bedienaar van die Here se werk. En daai spyker word in die muur diep ingekap, en hy kan baie gewig vat, maar as jy te veel gewig op jou skouers sit, te veel mense se laste daarop sit, te veel gewig op jou skouers, gaan daai spyker uit die muur uitval, en daarvoor moet jy waak en bid, dat almal se probleme en uitdagings en ontberings nie op die einde van die dag ook te swaar vir jou word nie, verstaan jy? Dit is wat Paulus ook hier sê, hoor hierso, ek verstaan dit, ek kan sien waar hierdie man, hierdie wysheid vandaan kom, ek kan dit so in my bediening ook ervaar en beleef, en dis hoekom ek dit deel, want môre as jy in 'n bediening staan, of jong mense wat regtig uit hulle harte uit wil vir die Here werk, en as God jou roep en jy staan op die vooraand om te begin werk vir die Here, is hierdie kennis, hierdie wysheid kritiek en baie belangrik. 2 Korintiërs 11 vers 2 en 3. Gee die Here vir my, hoor hierso, ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom. Dis wat Paulus daar geskryf het, en so kan ek dit ook sê vandag, vir almal wat saam met my pad in my lewe gestap het. Ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom. Ek ken daai gevoel, want julle is soos 'n jong meisie, wat ek aan een man toegesê het, as sy bruid, en wat ek vlekkeloos
na hom toe wil bring, vlekkeloos, dit is sondevry, in suiwerheid en heiligheid, witter as sneeu gewas, en ja man, ons wil absoluut in die lig lewe, ons wil nie in sondes volhard en sondes lewe, vir Satan 'n stukkie van 'n skyf deurgee om in te kom in ons lewens nie. So dit wat hy sê, want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toe gesê het as sy bruid, en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Dis hoe my hart ook is, my bedoeling van my hart nog altyd, van die eerste persoon wat ek in my lewe bedien het, tot waar ek vandag met julle praat. Die man is Christus. Maar ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word. Verstaan jy, hy het ook maar die bekommernisse gehad, want hy kan ook nie oral by alles en almal wees nie. Daar was nie selfone in sy tyd nie, daar was geen telefone nie. As hy weggegaan het, het hy verlang weggegaan het. Dis hoekom hy hierdie tipe bekommernisse gehad het, en selfs ek ervaar en beleef het ook in my bediening. Maar ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word van die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus. Net soos Eva verlei is deur die listigheid van die slang. Is dit nie waar nie? Weet jy my liewe broer, suster, weet jy hoeveel mense het al op my pad gekom? En daar waar hulle op die einde van die dag loop hulle lang pad saam met jou, en weet, daar's twee voorbeelde wat ek het 'n buiskind gehad, sy en haar man was getroud, en hulle het op 'n stadium met hulle klein seentjie, was 'n babatjie, so half soos elliptiese aanvalle ervare beleef. Weet julle was, hulle het in Messina gebly, en hulle was na 2 dokters toe daar, die dokters het nie geweet wat met daai kind aangaan nie, en toe het hulle deurgejaag van Messina af, het hulle deurgejaag Pretoria toe, want die dokters weet nie wat fout met die kind, dit lyk of die kind elliptiese aanvalle kry, hy bly ruk en snaakse geleidinggoeters maak, maar hulle weet nie wat fout met daai kind nie, en hulle jaag toe deur Pretoria toe. En daai aand, ek sal het nooit vergeet, ek was by ander mense gewees, ek dink was 10:00, 10:30 daai aand het hulle my gebel en gesê hulle is op pad Pretoria toe, my bietjie vertel, bietjie agtergrond gegee oor die kind, en ek het vir hulle sê, hou my op hoogte, en ons het afgelei, en hulle is toe na Pretoria Oos Hospitaal toe. Die volgende oggend, hier by 4:30 se kant, 4:45, daai Saterdagoggend, toe kry ek 'n visioen, terwyl ek slaap, wat die Here my wys, 'n slang wat so in die lug opstaan, en die slang pik die kind in die middel van sy kop voor, en ek skrik daar wakker, en ek, jy weet, en ek sê ek bel die ouers, daai oggend bel ek sê vir hulle, julle moet daai babatjie, julle moet na daai seentjie kyk, daai kind is gepik deur 'n slang, en weet julle wat, hulle die verpleegsters geroep en alles, en ek het daai Saterdagoggend het ek uitgegaan, ek moes Soutoorlog gaan doen het by 'n ander perseel in Pretoria, en hier by 11:00 kant toe bel my, toe sê hulle, Koert, ons het daai seentjie geondersoek, oral, elke plekkie op sy lyf, daar's geen bytmerke van 'n slang op daai kind, en ek sê vir daai ouers, ek is nou daar, so ek ry sommer van uit Pretoria uit, ek gaan nou Pretoria Oos Hospitaal toe, en toe ek daar aankom, toe is dit nog nie besoektyd nie, en ek bel die pa van die kind, ek sê, kom af onder toe, ons eet sommer gou 'n breakfast, en dan praat ons oor alles, dan gaan ons die Here vertrou, dat die Here dit aan ons sal openbaar, en weet julle wat, my liewe broer en suster, ek het daar afgelei, die foon afgelei, en ek sit daar en wag vir die pa om af te kom, terwyl ons nou wag voor haar besoektyd is, en ek vra vir die Here, jy het vir my gewys, dat 'n slang daai kind gepik het, hulle daai kind geondersoek, daar geen slang het daai kind gepik nie, en die Here, en ek vra vir die Here, wys vir my die Bybel, Here, wat mis ek? En toe ek die Bybel oopmaak, maak ek die Bybel oop by Jesaja 27 vers 1, ek lees vir julle daai skrif, wat die Here vir my gegee daai oggend. Daardie dag sal die Here sy skerp, groot, sterk swaard gebruik om die Laventiaan, die vinnige kronkelinge slang te verslaan, en sal hy die monster doodmaak wat in die see is. En dit tref my soos 'n plank teen die voorkop, dat hierdie is nie vleeslik nie, hierdie is geestelik, 'n Satan wat daai kind aanval. En weet jy, die pa daar by my kon sit, ons het gou 'n broodjie geëet daarso, en ons is op besoektyd daar na daai kind toe, na daai seentjie, en ek en die ma van die kind, en die pa het saam gebid daarso, en die Here daai kind genees, en dadelik toe ons daar klaar is wat daai kind genees, ek het vir hulle gesê, hulle kan maar ry, daai kind is genees, en hulle keuse, hulle besluit was, juis omdat hulle
van ver af kom, is om net die aand nog verder daar te oornag in die hospitaal, dan sal hy die volgende dag ry, en ja, ek dink die man het by my kom slaap daai aand by die huis, terwyl die vrou in die hospitaal gewag het, 4:30, 4:45, toe bel sy om te sê, ons kan maar ry, daar's niks fout met die kind verder, die kind is genees, en ons gee die lof en eer van die Here. En weet julle, so hartseer is wat dit klink, al het God so 'n massiewe groot wonderwerk in daai mense se lewe gedoen, het hulle op die einde van die dag mekaar verneek, man en vrou, uit mekaar uit beweeg, geskei, egbreek gepleeg, beide van hulle, en die voet van die Petra afgehaal, en afvallig geword, en ja, hulle eie koppe gevolg en aanbeweeg, en jy sien my liewe broer of suster, dit is iets waaraan ek nie beheer het nie. Verstaan, ek kan nie jou bene vir jou toehou of jou broek vir jou ophou nie. Dis nie my werk nie. Jy moet gedissiplineerd wees. Jy moet in die woord van God bly en jy moet gehoorsaam wees aan die Here, aan die Bybel. As jy wil wegtrek en dinge gaan doen wat jy nie moet doen nie, dan doen jy dit op eie risiko met baie respek. En dis of vir jou sê, jy kan nooit jou vertroue mense stel nie. Mense maak hulle eie keuse en besluite en jy kan met die grootste bedoelings, beste bedoelings van harte mens bedien. Dit het al te veel in my gesig ontplof en dis hoekom ek so versigtig is vir mense. Ek gee nie om wie en wat hulle is nie. Ek ken mense, ek weet hoe hulle werk en baie mense wil God soos 'n buffettafel gryp en vat wat hulle pas. En daar waar die tekker die teer tree, daar waar die plaat warm word, dis daar waar hulle opgee en so maklik, ewig gemaklik terugkies om in die wêreld in te lewe. Nog 'n vrou wat ek 'n voorbeeld kan stel, is 'n vrou en 'n man, hulle was ook getroud gewees, baie naby aan die Here gelewe. En ek sal nooit vergeet nie, ons het 'n baie nabye verhouding met mekaar gehad, hulle het baie by my aan huis kom kuier. En daar was 'n stadium op 'n Woensdag aand waar hy meiskind tydens 'n selgroep of wat ook al in mekaar getrek is en verskriklike pyn en seer gehad het in haar middellyf. En hulle het haar dokters toegevat en die dokters het vir haar gesê, dis jou galblaas en daai galblaas moet so gou as moontlik uitverwyder word. En die vinnigste afspraak wat hulle kon kry is die volgende maandag in die Wilgers Hospitaal. En weet julle wat, soos die Here dit wou gehad het sy en haar man al die donderdag by my aan huis gekom, by ons kom kuier in Pretoria, hulle het van Mpumalanga se kant af gekom. En daai hele naweek het ons geëet en bietjie gekuier en gesels en ek kan onthou die Sondagmiddag, Sondag aand het ons in my boonste vertrek, dit was waar my kantoor daai tyd was, het ons gaan stil raak en gaan bid vir die Here oor hierdie saak. En weet julle wat, ons het gebid, ons het geglo die Here kan haar genees, geestelik, vleeslik en verstandelik. En die Here het die woord gebring, die Here het die woord deur die man gebring, saam in daai selgroep wat ons saam gebid het, wat die Here vir die man gewys het, dat hierdie vrou van jou gaan nie daai operasie deurgaan nie. Hulle het vir haar gesê, haar galblaas moet uit, maar die Here het vir hom gesê, dit gaan nie gebeur nie, hy sal haar genees, of hy het haar klaar genees, daai operasie gaan nie gebeur nie. En weet jy wat, daai man het daai volgende oggend opgestaan, saam met sy vrou hospitaal toe gegaan, en toe hulle by die hospitaal aankom, is haar bed klaar, reggemaak en alles, en hy wys vir hulle moet wag, en hy gaan direk na die kantore toe, van die dokter, en hy het vir daai dokter daar by hom gaan sit en vir hom gesê, hierdie operasie gaan nie plaasvind nie, en die dokter vra maar hoekom, hy sê, want die Here het vir hom gesê, hy sal haar genees, hy moenie bekommer, die Here is in beheer, en hy het met daai geloof, het hy omgedraai, natuurlik was die dokter bietjie geskit, en jy kan ons jouself nou indink, wat praat hulle en hoe dink hulle, en maar outomaties het daai man van daai vrou uitgestap, sy vrou saam met hom gevat, en tot hier waar ek vandag met julle praat, het sy nog steeds dieselfde galblaas, en dit is nie verwyder nie, en ongelukkig selfde, daai man en vrou is op die einde van die dag uit mekaar uit, omdat baie swak keuses en besluite gemaak is, en gekonkel is op Facebook, op messengers, met ander mans, en al daai tipe dinge, op die einde van die dag is die een die ander ene verneek, en hulle is uit mekaar. Het verstaan jy hoekom ek vandag kan sê, jy kan nie besluite vir ander mense maak nie, want jy moet jou voet op die petrol, dat ek vandag vir jou sê, hier waar ek nou met julle praat, ek is vol van die Heilige Gees, is nie 'n kuns om te gaan seks hê met iemand anders of by 'n bordeel in te stap. Weet jy wat nie, die vlees sal altyd die gees probeer oorheers, maar Galasiërs 5 vers 13 tot 26 leer vir ons, dat die gees die vlees moet oorheers. Die vlees is van hierdie wêreld, hy sterf, hy word weer stof. Alles gaan oor wat in die siel en gees, en jy moet vrugte kan dra, jy moet getrou en gehoorsaam wees aan die woord van God, nie aan koert nie, aan die woord van God. En dis hoekom as die Here weet, jy's met die waarheid bedien,
Kan jy maar skree en skinder en sleg praat en gevolgtrekkings en opinies maak soos jy wil, dis alles opgeskryf. So die dag as jy voor die Here staan en sê, nee Here, ek het nie gegee, gaan die Here sê, nee. My engele was daar, het alles opgeskryf. Jy was vermaaning gewaarsku, dit was jou keuse om die voet van die Petra af te haal en 'n absolute gemors te maak, nadat ek sulke groot wonderwerke in julle lewens gedoen. Jy sien, mense maak keuses en besluite, en jy kan nie keuses en besluite namens hulle maak. Ek kan nie hulle kruise vir hulle dra nie. My kruis is klaar swaar. Ek kan nie hulle kruise vir hulle ook dra nie. En dis hoekom dit belangrik is, elkeen moet verantwoordelikheid vat, maar jy kan nie links of regs afdwaal. Jy kan ook nie jou ore uitleen en toelaat dat ander mense se probleem op jou skouers kom sit nie, want dan gaan daai spyker uitval. En dis hoekom uit die muur uitval. Jy gaan nie staande bly nie. Dis hoekom jy jouself baie mooi moet oppas. Waaksaam en wakker, baie naby aan die Here moet lewe. Maar kom ons gaan aan. Ek wil klaar maak. Nog 'n skriffie wat die Here vir my gee. Hoor hierso, dis Paulus wat hier praat. Ek is ook bang dat wanneer ek weer kom, dis 'n bekommernis wat Paulus in sy hart gehad het. Hoor wat praat hy met die gemeente. Ek is ook bang dat wanneer ek weer kom, my God my by julle in 'n verleentheid sal bring en dat ek sal moet treur oor baie van julle wat geruime tyd al 'n sondige lewe lei en wat oor hulle onreinheid, ontug en losbandigheid nie tot berouvolle inkeer gekom het nie. Jy sien my liewe broer en suster, jy is die ene wat die voet op die petrol moet hou. Jy moet jou Bybel lees, jy moet kan bid, jy moet, as jou man in die vuur spring, moet hy maar inspring. Jy kan nie as hy in die vuur spring besluit, nou spring jy ook in die vuur nie. Verstaan jy, dan is jy 'n dwaas, want ons moet mekaar in elk geval nie veraf God nie. Maar jy weet wat, jy moet kan bid, jy moet kan Bybel lees, jy moet kan getrou wees aan die Bybel, veral as jy wil hemel toe gaan, as jy nie worry nie, as jy wil dobbel, as jy meer as welkom. Maar die woord sê die pad na die hemel toe is dun en smal, en min mense gaan daarin. Maar die pad na die hel toe is groot en breed, en baie mense gaan daarin. Dis jou keuse, jy kan dobbel, jy kan rondtoer, jy kan maak wat jy wil, maar daar's 'n prys om te betaal. En dit wat belangrik is, jy moet, as jy wil hemel toe gaan, moet jy daai Bybel kan gehoorsaam met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag. En dit wat Paulus hier sê, ek is ook bang dat wanneer ek kom, my God my by julle in verleentheid sal bring, en dat ek sal moet treur oor baie van julle wat 'n geruime tyd al 'n sondige lewe lei, wat teruggeval het in sonde, wat verkeerd lewe, nie hulle Sabbatdag heilig nie, wat homoseksualiteit beoefen, wat steel, wat korrup is, wat bedrog pleeg, wat aborsie hou, verstaan jy, wat rondtoer, wat pornografie kyk, of wat ander mans of vrouens op chatrooms praat, verstaan jy, wat net pleinweg dronk daar lê en hulle mans se vroue slaan. Dit wat hy bedoel, 'n sondige lewe lei en wat oor hulle onreinheid, ontug en losbandigheid, luister hierso, nie tot 'n berouvolle inkeer gekom het nie. Jy kan nie dobbel met God se genade, jy kan ook nie volhard in sonde, want dit is waar Hebreërs 10 vers 26 tot 31 inkom. Jy kan nie volhard in sonde nie. Verstaan, jy kan God nie uittar daarmee nie. En dit is wat sy bekommernisse ook is, wat hy het 'n bekommernis oor die bediening, hy het 'n bekommernis oor die mense wat hy in sy lewe bedien het, en so kan ek vandag ook praat van soveel mense wat met my paai gekry het. Dis moeilik, jy kan nie by almal wees nie, verstaan my punt, jy het soveel mense in jou lewe bedien, ek kan nie een vir een elke week na mense toe gaan nie, ek sal nie slaap nie, om die waarheid sal ek in 1 week hier by alles en almal uitkom, en dit is waar die voordeel is as jy kerk het, want 'n klomp mense kom op een slag in jou kerk by mekaar op 'n Sondag, en jy gee die woord wat die Here op jou harte lê, hulle beweeg uit en hulle gaan, waar ons wat agter die skerms werk, hoe kan ek sê, agter die hoë mure, agter in donker gange, agter hoë mure beweeg, ons het nie daai voordele nie, verstaan jy, dit is hoe Paulus hulle ook beweeg het, hulle was lang tye, maande, jare van die mense af wat hulle gaan bedien het in die verskillende omgewings waar hulle bedien het. Nog 'n skrif wat die Here hier vir jou gee, ek is amper klaar. 2 Korintiërs 11 vers 28 en 29, hoor hierso, hoor wat sê Paulus hierso, behalwe dit alles, luister mooi, was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. Jy sien die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes, dis ook die werk om vir die Here te doen. Elke oggend 5:30 staan ek op en ek stuur video's uit of briewe uit en
Jy bedien, jy moet in die Bybel wees, jy moet bid, jy moet beraad, jy moet daar wees vir mense wat jou ondersteun. Verstaan my punt, daar's 'n besorgdheid, nie net oor die gemeentes en die werk wat jy vir die Here doen nie, maar om jouself staande te hou en heilig te hou en dat jy sal groei, dat jy nie stagneer nie en dat jy gefokus sal bly, heilig sal lewe, want God is ook heilig. Nou hoor hierso, hoor wat sê Paulus hierdie, dis vir my 'n ongelooflike skrif, hoor hierso. As iemand swak is, dis die waarheid. Ek het baie mense in my lewe bedien en ek het baie kontak nog met baie van hulle broers en susters en dis die waarheid wat Paulus hier sê. As iemand swak is, voel ek asof ek self ook swak is. Dis absoluut die waarheid. As iemand in sonde val, voel ek asof ek ook deur die vuur gaan. Dis nie lekker as mense wat jy paaie gekruis het in jou lewe, saam met jou pad gestap het en dan stadig maar seker die voet van die Petra afhaal en daar trek hulle los en hulle volg hulle eie kop en hulle leen hulle hore aan Dick, Tiny en Toonie hier buitekant uit. Na elke Dick, Tom en Harry, verstaan my punt, en na 3-4 jaar kom hulle hier by jou aan, dat hulle so in die wêreld teruggeval en is hulle vasgevang in die ketting van Satan. En hier kan ek baie met Paulus vereensalig. Ek het 'n gevoel in my hart en my gees. Ek weet hoe voel dit, omdat ek ook in die bediening is en baie mense in my lewe bedien het. Maar party het gevat, party was getrou en gehoorsaam, soos Matteus 13 vers. Daai skrif wat ek eers gelees het, Matteus 13, hier sê hy, Matteus 13 vers, net seker maak, vers 18 tot 23 vir ons geleer het, vroeg in die begin van hierdie video. Verstaan jy, dis nie altyd lekker om dit te sien nie. Jy leer, jy spreek die woord, jy leer hulle, jy vermaan hulle, jy wys hulle uit die woord uit. Meer kan jy nie doen nie. Jy's nie God nie, jy's nie Messias nie. Dis ook nie vir my om God voor te sê aan te jaag of my wil op God af te dwing nie. Maar ek kan net op die fondamente bou wat Jesus vir ons nagelaat het, op die spore trap wat Jesus vir ons uitgelê het. En dit is hoe ek ook voel. As iemand swak is, dis wat Paulus sê, voel ek asof ek self ook swak is, want jy deernis vir daai mense. Dis nie lekker om te hoor, hulle gaan deur moeilike tye. Dis nie vir ons lekker as iemand regtig deur onmenslike beproewing verdrukking gaan nie. En dis hoekom daar waar iemand swak is, voel hy ook swak. Maar die belangrikste, as iemand in sonde val, voel ek asof ek ook deur die vuur gaan. En dis absoluut die waarheid. Ons voel daai pyn en daai seer en daai teleurstelling. Maar jy weet nie wat, ek sê altyd vir mense, dit gaan nie oor hoe jy val nie, is hoe jy opstaan. Dis wat die belangrikste is. Satan het vir alles 'n antwoord, maar hy het nie 'n antwoord vir God se genade, vir die oorwinning wat Jesus aan die kruis oor hom en oor sy hele bose koninkryk oor die dood behaal het nie. En dis hoekom ek sê, jy lê nie, jy kan in jou lewe nie daar lê en jouself jammer kry nie. Jy moet kan opstaan, staan op die belofte van die woord van God, staan op en kyk die wêreld in die oë. Ek sê altyd, as daar iemand is wat my met 'n stok gaan slaan, as daar iemand is wat my gaan veroordeel, as dit iemand is wat my hel toe sal stuur, sal dit God wees. Dit gaan definitief nie die eie ek wees, dit gaan definitief nie ander mense wees en nog minder gaan dit Satan wees. En dis hoekom ek staan op die beloftes van die woord. Ek sit die dinge agter my, ek staan op en ek beweeg. Maar daai woorde, dit is volbring, is daar vir my en vir jou, vir ons almal is dit daar tot die vergewing van sondes. Jesus het die getuienis gelewer dat enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees later. So kort en kragtig word Paulus se vermaanings en waarskuwings in ek sal sê in hierdie volgende skrif opgesom. Kort en kragtig, 2 Korintiërs 2 vers 11. Die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne, maar al te goed. My liewe broer en suster, dit is absoluut waarheid. Ek het dit soveel keer in my lewe gesien. En ja, jy kan bystaan en jy kan help. Maar weet jy wat, jy kan nie besluite namens mense maak nie. Jy het ook 'n kruis om te dra. En as jy Jesus Christus werklik lief het, sal jy sy woorde gehoorsaam. As die koninkryk van God vir jou belangrik is, sal jy die Bybel met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag gehoorsaam. Ek sluit af wat die Here vir my 2 skrifte gee, wanneer dit kom by die val van jou medebroer en suster.
As U dit lei ons almal saam en ons moet mekaar kan vergewe, ons moet mekaar kan opstaan, ons moet daar kan wees om te luister en te help en by te staan. Al maak jou broer jou hoeveel keer seer, sê die Here, hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe, selfs 70 maal 7 moet ons mekaar kan vergewe. En 'n ou moet altyd diensbaar en bruikbaar wees, 'n hand van uitreik, 'n hand van hulp uitreik en sê ek is nog steeds daar om jou by te staan en te help. Die dag wanneer jy tot jou sinne kom en tot 'n berouvolle inkeer wil kom, is ek nog steeds daar vir jou en mag die Here daardeur verheerlik word. Galasiërs 6, 2 skrifte sluit ek af. Galasiërs 6 vers 1 en 2. Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, die Heilige Gees, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Baie belangrik. En dan die ander ene wat die Here vir my gee is Jakobus. Ek wil hom net gou kry hierso. Ek is amper daarso, Jakobus 5 vers 19 en 20. Ek lees dit vir julle. My broers, susters, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. En daarvoor prys ons die Here. Ek wil graag afsluit met gebed en ek wil vir jou bid wat vandag na my luister. Mag die Here hierdie woord seën en mag hy daardeur vir julle. Kom ons mag geoor toe, dan gee ons dit vir die Here. Vader, ons kom in Jesus Christus se kosbare naam. Hy eer en 'n voorreg om in U naam te kan bid en te weet dat U bestaan, dat U in en om ons lewe. Here, die woord sê vra en vir jou sal gee word. Die woord sê volhartig bid. Die woord sê ons moet nie moedeloos raak nie. Alles wat ons vra, in die naam van Jesus sal ons van ons hemelse Vader ontvang. As ek vra vir 'n brood, sal U ons nie, vir my nie 'n klip gee. As ek vra vir 'n vis, sal U ons nie 'n slang gee. As ek vra vir 'n eier, sal U ons nie 'n skorpioen gee nie. Ek kom vandag in Jesus Christus se naam. En ja, Here, ek neem my gedagtes gevangene, alles tot lof en eer van U koninkryk, van U heilige naam. My gebed is dat U elke van ons minder sal maak in onsself en meer sal vul met die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ja, Here, Vader, ons bid vandag vir 'n wag voor ons monde, dat U ons tong sal knoop, volgens Psalms 141 vers 3, dat ons vandag net sal spreek wat van die Heilige Gees afkom, niks wat van Koert Jordaan afkom nie, niks wat van my medebroers en susters afkom nie, niks wat van Satan en sy bose koninkryk afkom nie, maar laat ons net uit ons gees, uit ons harte, uit ons monde uit sal spreek wat van die Heilige Gees afkom. U maak van ons die kop en die stert. U sit ons bo en nie onder nie. U stel ons eerste en die laaste nie. En U laat ons uitleen en nooit hoef te doen, dat U wat God is en beheer is van ons lewens. Here, ek bid vandag vir my medebroers en susters, vir die van hulle wat tot 'n val gekom het, die van hulle wat hulle voete van die Petra afgehaal het. Ek pleit by U, vergewe hulle my God, ek pleit vir vergifnis, vir genade, en ek pleit by U, dat Jesus Christus hulle sal kom optel, hulle diensbaar en bruikbaar sal maak, 'n kroon op hulle koppe sal plaas, en dat U hulle sal bystaan, versterk en help om hulle lampe vol te maak, die lig te laat skyn aan 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite. Ja, Here, ons is die lig vir die wêreld. Ons is soos 'n stad wat op 'n berg geleë is, en ons is die sout van die aarde. Sout U dit deur sout brand. En ek bid dit vandag, ons weet deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van die Lam, deur ons geloof in Jesus Christus, dat niks is vir U onmoontlik nie. Ek pleit by U. Baie het gegly en geval, baie het die voet van die Petra afgehaal, baie het hulle rug, Here, op U kinders gedraai en op die werk van die Here en hulle eie koppe gevolg. Here, ek sê altyd, daar's net een groter vyand as Satan hier buite, en dit is jy jouself. En ja, ek sien dit in soveel mense wat vandag, as hulle self toets, sien hoe kyk en ondersoek doen, hoe staan hulle sake met die Here Jesus Christus, sal hulle besef en weet dat die Bybel is hulle fondament, riglyn en kompas, en daar waar hulle in voorhuwelikse seks lewe en saam bly en homoseksualiteit en nie hulle Sabbatdag heilig nie, 'n skelm besigheid doen en in dronkenskap en dwelm verdrink, Here, en rondslaap en dag en nag met pornografie vasgevang word, Here, en ag Here, daar's soveel redes, vrymesselaar, satanisme, oproep van voorvare geeste rituele. Here, ons kan U nie met 'n halfhartige hart aanbid en dien nie. By U is ons of warm of ons is koud. As ons in die middel rondhang, is ons lou en staan ons op die grense om deur U uitgespoeg te word. Here, ons weet vir U, Lukas 1:37 is niks onmoontlik nie. En die woord sê ook, Here, dat
Enige sonde is vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Ek pleit vandag by U dat U nie net vir my nie, maar vir my medebroers en susters almal sal vergewe vir al daai onwetende sondes, sondes wat nie tot die dood lei nie. Here, ek praat nie hier van sondes wat tot die dood lei nie. Daarvoor sal hulle sondebelydenis moet doen en bevryding moet ontvang. Here, ek praat hier van al daai onwetende sondes, sondes wat nie tot die dood toe lei nie. Pleit ek vandag by U. U sê in 1 Johannes 5 vers 14 tot 17 dat ek kan bid vir my medebroers en susters, dat U hulle sal vergewe vir al onwetende sondes, sondes wat nie tot die dood toe lei nie. En ek pleit vandag dat U nie net vir my nie, maar vir ieder en elke boetie en sussie van my, wat gegly en geval, wat op hulle knie is, wat op hulle heupe is, Here, dat U hulle sal vergewe, Here, hulle sal versterk en help, hulle nie net sal vergewe nie, Here, maar hulle sal vorme maak soos U, hulle wil hê alles tot lof en eer van U koninkryk, dat hulle sal besef en weet, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, en daar waar jy met 'n opregte hart, met 'n berouvolle hart tot inkeer gekom het jy in jouself gesterf, jy het die Heilige Gees ontvang, jy het deel geword van die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm, en die woord sê, die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie, en as een lei ons almal saam, 1 Korintiërs 12:26. Maar ja, Here, ons is deel van 'n span, van 'n eenheid, van 'n Christelike familie, van 'n liggaam waarvan Jesus Christus aan die hoof staan. En U sê in die woord, Matteus 12:46 tot 50, wie is Jesus se moeder, wie is sy broer, wie is sy susters, almal wat die wil van God doen. Ek pleit vandag, vergewe hulle vir hulle swakhede, foute. Here, ons weet enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Here, U het nooit U rug op my gedraai nie, so pleit ek by U, dat U nooit U rug op ieder en elk van hulle sal draai nie. Hulle nie net sal vergewe vir hulle swakhede, foute nie, maar dat U hulle sal vorm en maak, alles tot lof en eer van U koninkryk. Ek prys U daarvoor, Here. Ek eer U, dankie my God, dat U altyd my gebede verhoor. Seën hulle, bless hulle, versterk hulle, maak hulle paai hulle weeg gelyk. Alles tot lof en eer van U heilige naam. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Dankie dat U altyd my gebede verhoor. Aan U God en Koning kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se naam. Amen. So ja, ek glo dat hierdie woord wat ek vandag gepraat het, elkeen geïnspireer het, en dat ons besef en weet, vir al ons wat voorstap, wat in die bediening staan, dis normaal om emosie te toon, dis normaal om sleg te voel, as iemand swak is, dat jy ook swak voel, of as iemand in sonde geval het, dan voel het of jy ook deur die vuur gaan, dit is normaal, dis 'n emosie, maar jy kan nie 'n kruis namens ander mense dra nie, en veral as hulle ongehoorsaam is, bring hulle dit oor hulself, jy kan nie dobbel met jou plek hemel toe nie, en dis hoekom jy jou Bybel moet ken, jy moet weet wat is reg of verkeerd, in God se oë, by die Here is jy reg of weg, en daar's nie 'n middelweg nie, daar's nie 'n grys area nie, olie en water kan nie meng nie, en ja, klei en yster kan nie meng nie, gelowiges en ongelowiges kan nie meng nie, en dis hoekom dit so belangrik is, Satan en Jesus lê nie op een bed en slaap, jy moet breek met die sonde, jy moet in die lig kan lewe, en jy moet wegdraai van die sonde af, en jy moet bekeer, en gaan dan uit en sondig nie weer nie, dis wat die woord ons sê, geloof gaan gepaard met dade. So as jy sê jy's 'n gelowige, jy's 'n kind van God en Jesus Christus bly binne jou, moet jy die vrugte kan dra van iemand wat Jesus in sy hart het. Hy is jou rolmodel. Jy moet kan praat, skryf, woorde op soos Jesus Christus sou gedoen het. So as mense na jou kyk, moet jy 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk, 'n advertensiebord kan wees van God en sy koninkryk. En jy gaan dit nie doen terwyl jy in sonde vasgevang is, wat 'n afskeid in God se oë, wat 'n gruwel in God se oë is, wat hy verafskie. As jy jy sal God nooit met sonde behaag nie, nooit ooit nie. God haat sonde, en dis hoekom die Here sê ons moet heilig kan lewe. God is heilig, ons moet ook heilig kan lewe, en dis hoekom Hebreërs 12 vers 14 vir ons leer, sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God sien nie. Wat is heiligheid? Dit is die eindproduk van gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan wat? Gehoorsaamheid aan die woord van God. Mag die Here hierdie woord seën, en as jy 'n geestelike leier is, as jy voorstap, en soms voel het of daai spyker uit die muur het wil val, soms dinge te swaar raak, besef en weet dat die Here verstaan jou gees en jou hart. Dis nie vir ons om 'n mandjie te wees, 'n vangmandjie vir almal. Dis nie ons werk om mense se, ek wil amper sê, boude te lek en hulle te forceer om die Here te dien en aanbid in gehoorsaamheid. Ons kan die woord bring soos die Here vir ons sê om dit te doen, in volle gehoorsaamheid, omdraai en loop. Dit is nog steeds daai persoon se keuse en besluit of hy daaraan gaan gehoor gee, ja of nee, en of hy 'n getroue dienskneg en slaaf van die Here gaan wees. En
vir die Here sal verheerlik deur sy geloof en gehoorsaamheid, en ook ons as geestelike leiers te ondersteun, vir ons lief te wees, vir ons te bid en belang te stel en te ondersteun. Dit is so belangrik in die werk van die Here. Wees geseënd in Jesus Christus. Mag die Here hierdie woord seën wat so pas in julle harte geval het. Mag die Here daardeur verheerlik word. En ons prys God. Dankie Here dat U altyd my gebede verhoor. En dankie ook dat U daai woorde in my mond gesit het wat ek vandag met elke boetie en sussie deel hier buite kan. Maak ons sterk, Here. Laat ons help ons om nie melk te drink in ons geloof nie, maar vleis te eet in ons geloof. Absoluut te triomfeer oor Satan en sy hele bose koninkryk. En mag U ons arms oplig en die glorie van U koninkryk, die krag van U koninkryk uit ons lewens uit manifesteer. Alles tot lof en eer van U koninkryk. Ek prys U daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen. Mooi dag daar vir almal. Shalom, vrede. Ons gesels gou weer. Groetnis, hoor. Bye bye.